Goeienaand, geliefdes. Wat 'n voorreg is dat om u te groet vanaand in die wondernaam van ons Here Jesus Christus, onze Heer en onze Meester. Amen. Is dit nie 'n wonderlike dag wat ons vandag gehad het nie? Dit is koud, dit is nat. Ja, ons is in winter. Daar's geen twyfel daarvan nie. Ons het hierdie koue, ons het die water, ons het alles tot ons beskikking. Die Here is so goed. Amen. Hy gee nie net vir ons 'n somermaand nie, of 'n somerseisoen nie. Hy gee ons ook winterseisoene, sodat die aarde weer benat kan word. Dan gee vir ons 'n lente seisoen waar die blommetjies, jy weet, of die plante weer blommetjies kry, en die mooiheid van hierdie aarde geaanskou kan word. Amen. Maar dan het ons ook 'n herfstseisoen, waarin die blomme al hulle blare ook verloor, en dan gaan ons in die winterseisoen in, waar ons die nattigheid en die koue moet trotseer, en baie sê hulle is wintermense, want in die winter kan jy meer klere aantrek, maar in die somer kan jy nie te veel klere aantrek nie, want jy kan net eers kaal loop nie. Amen. So ja, baie mense sê hulle is wintermense. Ek hou ook van die wintertyd, want dan kan ek die kaggel aansteek en dan 'n bietjie warmer klere aantrek. Vanaand, my liewe vriende, weet ek dit is Vrydag, is die einde van die week. Amen. En ons is op die punt van 'n naweek, onbekend. En vanaand wil ek net vir jou iemand bemoedig en vir hom sê dat die Here is nog steeds goed. Vanaand se tema, dat die Here verander nie. Die Here verander nie. Jy sien, dit is onmoontlik vir die Here om te verander. Want ons moet verstaan dat die Here, hy eer sy woord. Jy sien, die Here, hy mag nie verander nie, want as hy verander, maak sy woord 'n leienaar. Amen. So ons is dankbaar vir die Here, dat hy elke dag dieselfde is. Hy is konstant. Hy verander nie om enigstens die mens, jy weet, tegemoet te kom nie. Nee, hy verander nie sy woord om enige iemand te vywe nie. Nee, sy woord is die weg, die waarheid en die lewe. En ek wil vanaand saam met die lees uit die boek van Maleagi 3 vanaf vers 6, en die opskrif van hierdie teks of hierdie boodskapie vanaand, wat ons kry in Maleagi 3, en ek wil graag lees uit die 33 vertaling uit. Die 20 vertaling het 'n opskrif wat sê belofte van seën. Amen. En ek gaan nou die 20 vertaling ook lees, maar hy lees in die 33 vertaling, lees hy die volgende: want ek, die Here, het nie verander nie. Amen. Dit is al wat ek wil sê. Maleagi sê, ek, die Here, het nie verander nie. Kom ons lees die 2020 vertaling. Amen. Woord van die Here altyd geseënd tot ons harte. Ek, die Here, verander nie. Amen.
die Bybel sê in die 6de vers van die 20 vertaling van die 3de hoofstuk, hy sê, ek die Here het immers nie verander nie. Nou, mens, ons moet dit verstaan. Ons lewe in 'n veranderde wêreld. Ons lewe in 'n tyd waarin alles verander. Kyk, net na die vervoer afdeling. Ons het gekry in die vroeë jare sekere modelle wat ons nie meer vandag sien nie. Ek hou daarvan om altyd hierdie programme op YouTube te kyk van hoe die Amerikaners hulle karre, veral die ou karre, weer mooi maak en dan word dit teen hoë pryse word weer verkoop. En baie van hulle ry nog hierdie voertuie op hulle nasionale paaie en openbare paaie. Ons het nie meer of sien baie min van daardie ou voertuie in ons tyd en veral op ons paaie. Maar ek kyk na daai tipe modelle wat regtig 'n goeie materiaal was. Jy het nie sommer 'n kar gekry wat in 'n scrapyard gaan lê nie. Want as jy die kar gestamp het, dan het die ouens net die kar weer 'n lekker polish gegee en dan gaan hulle maar weer aan. Vandag se voertuie, as jy teen hom gestaan het en jy stap weg van daai voertuig af, is daar 'n duik in. So die materiaal en die kwaliteit van die karre se materiaal het heeltemal verander om ruimte te skep vir die tegnologie wat die kar dan nou meer modern gemaak het as die ouer kar. Dis hoekom jy vandag kry karre het airbags. Dese jare se karre het nie airbags gehad nie. Vandag se karre het airconditioning. Destyds se karre het nie sommer airconditioning gehad nie. Vandag se motors het cruise controls. Jy ry 'n sekere spoed en jy sit die cruise control aan en dan loop die kar op sy eie. Vandag se motors het nie. Ek sien op 'n program hier op YouTube dat daar's 'n motor wat hulle vervaardig het, wat as hierdie motor is soos 'n robot. It's voice activated. As jy vir hom sê, hy moet jy stel vir hom auto drive en dan sê vir hom wat is jou destinasie waarna toe jy wil gaan. Ek dink die voertuig is al reeds in Amerika. Ek noem hom 'n Tesla. As hy vir hom sê waarna toe jy wil gaan, dan klim jy in die kar en jy sê vir die kar waarna toe jy wil gaan en jy los die stuurwiel en jy ry. En die kar bestuur vir jou presies na die plek toe waarna toe jy wil gaan. Amen. So het die tye verander. En weet jy wat? Ons as mens is onderworpe aan hierdie veranderinge. Ons word deel van hierdie veranderinge, want weet jy wat? Ons klere wat gemaak word is gemoderniseer. Ons meubels is gemoderniseer. Jy kry nie meer die amboya stukke sommer net so nie. Jy kry nie meer egte houtstukke sommer net so nie. Nee, alles is gemoderniseer. Amen. Jou kaste, as jy nou 'n kas koop teenoor destydse kaste, die kas het jy 2 of 3 dae, dan val die kas uit mekaar uit, vandag se kaste. Dese jare se kaste het vir ewig gehou. So het die tye aangestap en ons mens is deel in hierdie veranderinge. So, whatever jy doen in jou veranderingstydperk of in die tyd waarin jy lewe, gaan van jou afhang of jy wil oorstap en saam met die veranderinge aan te pas, as om te bly in daardie ou tyd van lewe en kyk hoe bespotting jy maak van jouself. Amen. Halleluja. Jy gaan nou in hierdie tyd 'n safari pak wil aantrek. Dink net daaraan, hoe gaan mense nou vir jou staan en roep bekyk oor jy wat 'n safari pak aan het? Ek was jong gewees, klein, praat oor hiervan tussen 4, 5 jaar oud. Het ons 'n familiefoto gehad waar my pa safari pak gehad het. Destyds was dit nou die inding gewees.
Maar ek kan nie vandag 'n safari pak, ek dink ek sal hom ooit kry is in die winkels nie. Die safari pakke nie. Maar dink dit aan, as ek nou daai pak van my pa moes oorgeerf het, en hom nou vandag moes aangetrek het, just like die mense sal dan vir my gedopgehou het en gedink het, maar wat 'n figuur is die, wat in hierdie tyd nog safari pakke dra. Amen. So die tye het verander, my liewe vriende, en dit maak, jy weet, van baie mense, dit moeilik sommige tye vind. Hulle vind dit miskien nie moeilik om die alledaagse veranderinge te aanvaar nie, want die nuwe karre gaan kom, nuwe klere dragte gaan kom, nuwe meubels gaan kom. Jy gaan nie meer wasmasjiene het wat jy met die hand draai nie. Nee, jy het nog wasmasjiene wat outomaties werk. Amen. En vir die wasmasjien het jy spesiale wasspoeier nodig. Jy gaan nie meer die hand was met 'n wasspoeier gebruik nie. Jy gaan die outomatiese wasspoeier gebruik wat vir 'n outomatiese wasmasjien bedoel is. Tye verander. En ons mense verander. Ons mense verander van gedrag. Ons mense verander van gewoontes. Ons mense verander van gelowe. Jy weet, jy vandag is jy 'n Christen. Ek het nog dit al gesien oor in my tyd van my lewe. Môre is jy 'n moslim. Ek het gewerk by die tronk. Daar was 'n mannetjie, hierdie seun of hierdie jong man was net 'n Christen wanneer die moslems nie hulle vaastyd of hulle pwaasa tyd aanvat nie. As dit pwaasa is, dan sien jy hierdie jong man loop met die langste jurke en het die kofietjie op die kop en dan is hy nou net die moslim homself. Ek het al dopgehou al oor die jare as ek hom so dopgehou het. Later het hy self die gebedsessies van die moslims waargeneem. En as die pwaasa tyd verby is en hulle het nou lekker kos uit ingebring gekom tronk toe en hulle het nou lekker, jy weet, hulle feesviering gehad, wat hulle noem labarang. Dan as dit nou klaar is, dan sien ek die man is maar nou weer 'n Christen. Dan is hy nou vir hom sy moslim naam roep, dan wil hy vir jou kwaad raak. Hy sê dan is hy nie meer 'n moslim nie, hy is nou eers weer 'n Christen. Nou ja, so verander ons mense ook. Jy weet, ons mense verander. Ek het eendag in 'n diens gesit by die NG gemeente in Huguenote. En daar was 'n sekere prediker of 'n dominee, of sal ek sê ons het so saam deur die jeug gekom. Ons het altyd sulke Vrydae, veral soos Vrydae soos vanaand het ons gebedsessies gehad en hy was altyd deel van hierdie gebedsessies gewees, dominee Piet. Hy is vandag as hy dominee in die Noord-Kaap, nie in Noord-Kaap nie. Hy is in Vredendal, verskoon my, hy is in Vredendal, is hy 'n dominee Piet, Oktober is hy van, en hy was altyd deel saam met ons Pinkster kinders gewees, en hy was ons gebedsessies, nag van gebede het by die PPK kerk hier in Chicago, dan was hy, elke Vrydag aan was hy daar gewees, en so het ons die naam van die Here saam groot geword, en eendag as ek nou daar by hom, jy gaan ondersteun hom by die gemeente, die moedergemeente hier in Klein Drakensteinweg, en hy preek daai oggend 'n evangelieboodskap. Maar die probleem wat hy gehad het, die NG Kerk het 'n sekere manier van sekere dinge doen binne hulle kerk. En hy het nou, omdat hy te veel saam met ons die Pinksterkinders uitgehang het hy 'n Pinkster approach gehad. En die een ouderling het opgestaan en hom sommer opgewip en gesê, dit kan nie so aangaan nie. En het uit die kerk uitgeloop en gesê, nee, die ding gaan ons op by 'n kerkervergadering regmaak. Amen. Hierdie man was nie gewoond aan die manier hoe hierdie dominee, wat nou nie op die kansel gekom het en nou 'n sekere styl probeer, of 'n sekere styl in die kerk gebring het, wat hy nog nie aan gewoond was nie.
En dit het vir hom 'n tyd gevat om gewoon te raak. Amen. Vandag kan jy maar gaan kyk by verskillende NG Kerke, dat hulle style het verander. Ek was by my vrou se neef se begrafnis, want die bekende Springbok rugby speler Cornel Hendricks, en gaan in die kerk en ons hoor hoe die mense die Here aanbid met hierdie Hillsongs en hierdie pragtige aanbiddingsliedere wat ons in ons Pinksterkerke ook sing. En ek dog by myself, maar nou waar is die boekies aan wat hulle so gewoond aan was? Jy kan nou by enige tweedehandse boekshop instap, dan gaan jy 'n klomp van hulle boeke daar sien. Want hulle maak nie meer gebruik van daai tipe liedere nie. Hulle sing nou hierdie liedere oor die projektors, en hulle sing nou, yes, I will run to you, en hulle sing hierdie koortjie, dit was maar net 'n genadekans, die dag toe Jesus my siel kom red, en dit was maar net 'n genadekans. Hulle style het verander, en soos wat hulle style verander het mense na die kerk toe gestroom, jong mense na die kerk toe gestroom, en wat hulle was opgehemel oor die nuwe styl van dinge doen. Wat nog verander het, wat my oog gevang het, ek het geluister, waar is die orgelis dan? Ek hoor nie die orgelis enigstens in die kerk nie, ek hoor net, daar is musiek, maar daar is nie die orgelmusiek nie. En toe ek so weer kyk, toe sien ek, maar hier is 'n band, kragtig en pragtig geoefen, hulle is afgerond, die manier hulle self tentoonstel, en jy weet, jy kon die diens geniet, want weet jy wat, dit praat saam met jou, die way jy gewoond is aan dinge doen. Amen. Hierdie mense moes verander met die tyd. Wat belangrik is, my liewe vriende, Nicodemus kom, hier in Johannes 3 van vers 3 tot en met 6, kom Nicodemus, en jy weet, die grootste en die beste veranderinge wat 'n mens in sy lewe kan toepas, is om jou lewe aan die Here toe te gee, dit te wy. Jy weet, jy het gesien die ou styl van lewe, dit bring nou niks in die sak nie. Dit bring net verwoesting. Dit bring net onvergewensgesindheid. Dit bring net, jy weet, verwyte en haat na vore, want jy weet, veral as jy geïntoxicated is met alkohol, en jy is, jy weet, nie meer die mens wie jy was toe jy nugter was nie, dan praat jy sommer goed. Jy praat lelik, jou gewoontes, jou gesindheid, jou alles verander. Amen. En die beste verandering wat jy in jou lewe kan teweegbring of in jou lewe kan toelaat, is om te verander van jou manier van dinge doen. En dit is om jou lewe aan Christus te gee. Want nou gaan jy 'n nuwe uitkyk het op die lewe. Jy gaan 'n nuwe manier het van dinge doen. Jy gaan nie meer praat soos wat jy gepraat het nie. Jy gaan nie meer loop soos wat jy geloop het nie. Die ding wat jou lewe verwoes het, naamlik alkohol en sigaret en al hierdie goed, wat skadelik is vir jou liggaam, dit doen jy nie meer nie. Amen. Halleluja. En Nicodemus kom, hier in die 3de hoofstuk, vra vir die Here, wat moet ek doen om gered te word? Jesus sê vir hom, jy moet wedergebore word. Jy weet, die konteks waarin Jesus het sê, en die manier hoe Jesus het aan hom oordra, verstaan Nicodemus nie. Want vir hom is dit onduidelik, en hierdie veroorsaak 'n vraagteken. Want hoe kan jy dan nou weer teruggaan in jou ma se baarmoeder, en dan, sodat sy weergeboorte kan gee aan jou? Dit vir 'n volwasse mens om nou weer somehow terug te gaan in jou ma se baarmoeder, as sy nog lewe, moet dan 'n verskriklike wonderwerk wees. Maar Jesus sê vir hom, nee, dit is hoe die proses werk. Jy moet weergebore word uit water en uit gees. Amen. Hierdie geboorte wat hiervan gepraat word, is 'n
geboorte. Amen. Dit is 'n geboorte waarin nie vleeslike, of tasbare manier dit plaasgevind het nie. Dit was nie 'n vleeslike geboorte nie. Dit was nie geboorte waarin jy 'n dokter nodig gehad het om geboorte te gee aan jou nie. Nee, hier is Jesus self die orchestrator, wanneer hy sê, jy moet deur water en gees gebore word. Met ander woorde, jy moet jou lewe moet dan verander. Die ou dinge, sê Paulus, het verbygegaan en kyk, alles het nuut kom word. Amen. Hierdie geboorte kan net geesvervuld wees. Hierdie geboorte kan net georgestreer word deur die Heilige Gees. Amen. Nie deur 'n mens nie. Mens kan nie red en verlos nie. Mens kan nie vernuwe nie. Mense kan nie gesond maak nie. Mense kan nie jou huishouding verander nie. Net die Here, maar die verandering moet in jou lewe eers plaasvind, sodat jou uitgang, jou lewe kan verander. Luister my liewe vriend, my aansporing vandag met jou. As jy in 'n lewe is waarin jy sien dat jy gaan nie vorentoe nie. Jy sien die ding wat jy normaalweg doen, dit veroorsaak net probleme in jou huishouding. Dit veroorsaak probleme by jou werk. Dit veroorsaak probleme in jou straat. Mense hou nie van jou manier van dinge doen nie, veral as jy geïntoxicated is. Amen. Nou, jy kom agter, maar hierdie ding werk nie meer vir jou nie. As jy agterkom dat jy, jy weet, jy nodig om verander te word. Jy weet, you have to try God then. Amen. Want hy alleen kan jou storie vir jou oorskryf. Hy alleen kan jou lewe verander. Hy alleen kan vir jou 'n nuwe uitkyk gee op die lewe. Amen. Only God, only Jesus, He can satisfy your soul. My liewe vriend, ek wil jou aanmoedig. Amen. As jy nog nie Jesus Christus as jou persoonlike saligmaker in jou lewe het nie, try hom. Hy alleen en niemand meer nie. Amen. Sometimes het ons nodig dat ons moet verander. Soos wat tyd aanloop, gaan dinge tog verander. Hoekom nu ek 'n verandering in my lewe wil laat geskied nie? Die Here staan gereed vir jou om te sê, ek kom. Die Here staan gereed vir jou om te sê, ek is genoeg gehad van hierdie ou lewe. Amen. Ek kom. Ek kom. Amen. Daar's 'n lied wat die NG gemeente altyd gesing het, nader my God tot U nader ek. Amen. Dit is tyd dat ons tot die Here nader. Bybel sê, nader tot my, sê die Here, en ek sal tot jou nader. Dit is my aansporing vanaand. God, hy kan nie verander nie, maar ek kan verander. Amen. As die Here verander, moet hy sy hele woord verander. Amen. Amen. Dis waarom die Bybel sê dat hy eer sy woord. Maar ek kan verander. Ek kan my woord verander. Ek kan my siening omtrent die Here kan verander. Ek kan ook my siening omtrent die lewe verander. Weet jy wat, as ons net die Here 'n kans in ons lewe kan kry, dan gaan ons areas kan verander. Weet jy, die Here het net een persoon nodig wat 'n verandering kan teweegbring in 'n area. Die Here het net een persoon nodig wat committed is en dat wat God ernstig wil dien, nodig om sy omgewing te verander. Amen. Dit kan jy wees vanaand. Dit kan jy wees wat die ligtoring in jou area kan wees. Dit kan jy wees wat die ligtoring in jou huis kan wees. Amen. Halleluja. En weet jy wat, mense gaan dit identify. En hulle gaan sê, luister man, ek is moeg, ek is sat vir al hierdie lelike goed wat gebeur. Ek is moeg van hierdie lelike goed wat in my lewe plaasvind. Nee, ek het verandering nodig. Dan kom die lied en sê, yes, I will run to you. Amen. Nou weet jy, die Here alleen is in die besigheid om mense te verander. Dit kan jou
lewe vanaand ook verander. Die Here kan jou ook verander. Hy kan jou lewe weer oormaak. Hy kan jou storie oorskryf. Jy het vandag you have the powers tonight to make that change. Say, Lord, I come. I come. I come to you as a living testimony. I need change. En wanneer jy die type houding het en sê, Here, ek kom na u, is die Here getrou en regverdig om jou in sy in jou lewe aan te neem. Hy is getrou en regverdig om in jou lewe te kom en te sê, amen. Jy is my kind, jy behoort aan my. Bybel sê, aan hulle wie hom aangeneem het hy mag gegee om kinders van God te wees. Mag die Here hierdie kort woord seën tot ons harte, mag u vrug en baat vind in hierdie woord. Mag die Here vir u in hierdie naweek wat voorlê ook wys dat hy nog steeds die God is wat nie verander nie. Die Here seën nie. Amen. Goeienaand, lekker slaap.